Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ja, en ons is besig met Lukas 4 vanaf vers 42. Teen dagbreek het hy vertrek en na 'n verlate plek gegaan. Die skares het hom egter gesoek en toe hulle hom kry, het hulle hom probeer verhinder om van hulle af weg te gaan. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet ook in die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. En hy het voortgegaan om in die sinagoges van Judea te preek. Geliefdes, hier's 'n paar mooi goed wat ons in hierdie 3 versies hoor en leer vanoggend. Die een is dat Jesus baie keer na 'n verlate plek toe gaan. En iets hiervan moet ek en jy leer. Jesus het baie keer om afgesonder na 'n verlate plek gegaan waar hy kwaliteit alleen tyd met sy Vader kon spandeer. Waar hy tyd in gebed kon spandeer. En dis 'n ritme wat ek en jy moet aanleer. Dat daar baie tye moet wees wat ek en jy sommer net gaan wees stil. Gaan na 'n plek toe waar daar niks selfone is, niks TV's, niks, waar jy net tyd met God kan spandeer. Of skep so 'n plek in jou huis dalk. En baie mense het so vertrek in hulle huis, wat hulle 'n gebedsvertrek maak, wat ongelooflike mooi gewoonte is. Maar daar moet 'n ritme wees, waar jy gereeld jou afsonder, en waar jy tyd met God kan spandeer. Dit het die Here Jesus ons geleer. Nou sien ons die skare soek hom, en hulle probeer hom verhinder om weg te gaan. En dis eintlik, daar sit iets mooi agter dit. Hulle wil nie hê Jesus moet weggaan nie. Hulle wil hê Jesus moet daar by hulle bly, en hulle nog leer, en hulle wil nog na hom luister. En dan sê Jesus vir hulle, maar ek moet ook in die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God gaan verkondig. En hier hoor ons ook, die evangelie is nie beperk tot een streek, of een plek, of een volksgroep, of een area nie. Die evangelie word oral verkondig. Die evangelie gaan uit. En Jesus doen dit dan ook. En dan sê hy, want daarvoor is ek gestuur. As ek en jy vir Jesus volg, dan leef ons ook as gestuurdes. Want Jesus het gesê, soos die Vader my stuur, stuur ek julle. En dit gaan oor elke volgeling van hom. So, ek en jy is ook gestuurdes, en weet jy vriende, ons beweeg in elk geval rond. Jy hoef nie, daar is individue wat 'n spesifieke sending, opdrag van God kry. Maar die normale is dat ek en jy nie daai opdrag kry nie, dat ons hier waar ons leef, hier waar jy in elk geval beweeg, jy gaan in elk geval na plekke toe. Jy gaan in elk geval na ander dorpe toe. Jy sien in elk geval mense, of dit nou by die winkel is, of by die werk is, of waar ook al. Maar as jou ingesteldheid is, oral waar ek gaan ek as 'n gestuurde, waar ek die koninkryk van God kan verkondig, kan verteenwoordig. Nie noodwendig altyd deur te veel woorde nie, maar deur die manier hoe ek praat, en die manier hoe ek optree. Dan verander dit ook my uitkyk op die lewe. Kom ons gaan leef so. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag hê. Dankie vir die wonder van die evangelie en die mooi van dit. En ja, Here, ons wil bid dat U ons sal help om as gestuurdes te leef. Seën ons hierdie dag. En ja, Here, ons bid hier so in Wenen vir Saterdag se bazaar, dat U ons ook daar sal seën en ons sal help en sal bystaan. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, ja, sommer net so afkondiging, dit is Saterdag bazaar in Wenen. Ek wil vra dat U sal help om dit te versprei, deel dit daar op jou status, op enige sosiale media platforms, enige WhatsApp groepe wat jy kan, op jou Facebook, ek weet nie waar is julle alles nie, wat is daar nog, Instagram, alles, asseblief,
help ons om dit baie goed te bemark hierdie week. En as jy enigstens naby die omgewing is, kom sê Saterdag hallo, dit gaan regtig die moeite werd wees. Mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.